Swaalsuur is 'n diprotiese suur. Daar's 'n tweeetjie daar. Soutsuur HCl sal 'n monoprotiese suur wees, swaalsuur diproties en fosforsuur H3PO4 sal triproties wees. Maar omdat dit diproties is, ioniseer dit in 2 stappe, soos hier getoon. Definieer 'n suur in terme van die Bronsted-Lowry teorie. 'n Suur is 'n protonskenker. Skryf die naam of die formule neer van die stof wat as 'n amfoliet in die vergelyking hierbo optree. Nou wat is 'n amfoliet? 'n Amfoliet is 'n stof wat beide as 'n suur of 'n basis kan optree. In hierdie geval is die amfoliet die waterstofsulfaat-ioon of HSO4- en die rede daarvoor is dat dit reageer as 'n basis in reaksie 1, met ander woorde, die HSO4 kry 'n waterstof by, dis 'n protonontvanger en dan vorm dit swaalsuur en in reaksie 2 tree dit op as 'n suur want die HSO4- gee 'n proton weg, hy's 'n protonskenker en dit wat oorbly is die sulfaat-ioon. Dan 'n vraag oor geleidingsvermoë. Nou, elektriese geleidingsvermoë hang af van die konsentrasie mobiele ione in oplossing. Wat het ons? Ons het waterstofsulfaat-ione en ons het swaalsuur. En ons moet hierdie oplossings dan met mekaar vergelyk in terme van geleidingsvermoë. Swaalsuur, sterksuur, volledige ionisasie. Waterstofsulfaat-ione, nie so sterk suur nie, gaan nie volledig ioniseer nie. Met ander woorde, waterstofsulfaat-ione gaan 'n laer ioonkonsentrasie hê as swaalsuur en gevolglik gaan waterstofsulfaat-ione 'n laer geleidingsvermoë hê as swaalsuur. Die pH van 'n soutsuuroplossing is 1,02. Baie laag, sterk suur, onthou ons 3 S'e, swaalsuur, soutsuur, salpetersuur. Ons moet die konsentrasie soutsuur bereken. Ons begin met ons formule wat ons kry op die formuleblad. Ons weet ons pH is 1,02, ons vervang dit bloot in en dan is dit wiskunde. 10 tot die mag minus 1,02 gee vir jou 'n konsentrasie hidronium-ione van 0,0955 mol per kubieke desimeter. En aangesien soutsuur 'n monoprotiese suur is, weet ons dat dit volledig gaan ioniseer en dat die konsentrasie hidronium-ione gaan gelyk wees aan die konsentrasie van die soutsuur en gevolglik is hulle gelyk aan mekaar. Hierdie soutsuuroplossing reageer met natriumkarbonaat volgens die gebalanseerde vergelyking. Hulle sê vir ons dis 50 kubieke sentimeter soutsuur en dit word gevoeg by 25 kubieke sentimeter 0,075 mol per kubieke desimeter natriumkarbonaat oplossing en ons moet nou die oormaat soutsuur bereken in die nuwe oplossing. Ons het die volume van die soutsuur, onthou net ons moet dit kubieke desimeter toe vat en ons het reeds vanuit die pH het ons die konsentrasie bereken. So as ons dan ons vergelyking vat, ons is op soek na die aantal mol, ons het ons konsentrasie, ons het ons volume, kan ons dan gaan en ons bereken die aantal mol soutsuur molekules as 0,004775 mol. Net so het ons die volume van die natriumkarbonaat as ook die konsentrasie wat vir ons gegee is. So as ons dit gaan invervang, ons het die volume, ons het die konsentrasie, ons gaan bereken dit, onthou net om die kubieke sentimeter om te skakel na kubieke desimeter en dan kry ons 0,001875 mol
natriumkarbonaat. Daar is 0,00475 mol soutsuur. En ons weet die soutsuur is in oormaat. So ons weet al 0,001875 mol natriumkarbonaat gaan reageer. Hoe gaan dit reageer? In die verhouding 2 tot 1. En dit beteken dat dubbelt die beperkende reaktans. Met ander woorde, 2 mol die mol hoeveelheid natriumkarbonaat gaan vir ons die aantal mol soutsuur gee wat definitief gaan reageer. So daar is ons begin hoeveelheid. Hier's die hoeveelheid wat reageer. As ons daai van mekaar aftrek, gaan ons sien hoeveel mol soutsuur is in oormaat. Ons het ons soutsuur aan die begin, ons het dit bereken deur ons konsentrasie en ons volume gebruik. Ons het ons molbalans gebruik om te bepaal hoeveel soutsuur het reageer. Ons trek daai twee waardes van mekaar af en ons sien dat 0,001 mol soutsuur oorgebly. Met ander woorde, dit is hoeveel wat daar in oormaat is. Wat is die nuwe volume in kubieke desimeter? Nou ons gaan bloot die volume soutsuur by die volume van die natriumkarbonaat bymekaar tel. En omdat die konsentrasies baie laag is die oorgrootste meerderheid eintlik net water. Met ander woorde, hierdie twee vloeistowwe gaan min of meer dieselfde digtheid hê en daarom kan ons bloot sê dis 0,05 kubieke desimeter plus 0,025 kubieke desimeter en dit gee vir jou 0,075 kubieke desimeter. Nou ek weet wat ek nou gaan sê val buite die leerplan, maar ek noem dit vir interessantheid en dis iets wat jy definitief mee te doen gaan kry op universiteit. Jy kan nie altyd volumes net bymekaar tel nie. In gevalle waar die digthede verskil, gaan jy probleme optel as jy dit net bymekaar tel. Baie eenvoudig en is 'n baie mooi eksperiment eintlik om te doen. As jy presies 100 ml water sou afmeet en presies 100 ml etanol sal afmeet en jy gooi dit bymekaar, sal jy sien jou nuwe volume is nie 200 ml nie. Dit gaan nader wees aan 192, 193 ml wat jy kry. En die rede daarvoor is die digtheid van water en die digtheid van etanol is nie dieselfde nie. En as die digthede baie verskil, kan ons nie die volumes net so bymekaar tel nie. Ons het met ander woorde die aantal mol soutsuur wat daar in oormaat is en ons het sopas die volume bepaal van die nuwe oplossing. En dan kan ons bloot daai waardes invervang en dan kry ons konsentrasie is 0,01367 met ander woorde 0,014 mol per kubieke desimeter.